Goeiedag vriende en welkom by deel 3 van ons reeks getitel Die God van Hoop. En ons subtitel vandag is Hoop gevorm deur swaar kry en beproewings of deur swaar kry en lyding. Kom ons bid saam. Liewe Heer, baie dankie dat U vandag ons gaan herinner weer eens dat ons swaar kry, ons lyding, 'n standvastige karakter na vore bring, 'n standvastige hoop in U kan kry, en dat dit nie doelloos is nie, Here, maar U wil ons laat groei. U wil ons volwasse maak, Here, deur hierdie beproewinge. Kom nou vandag en seën ons met U woord. Asseblief, kom ledig my van myself. Vul my opnuut met U Gees. En mag U woord vandag iemand bemoedig wat dalk moedeloos voel. Dat God vir ons vandag verseker, Hy weet wat Hy toelaat in ons lewens, want Hy is die God wat ons gevorm het. So kom seën nou ons vandag in U woord, in die naam van Jesus. Amen. Vriende, baie welkom weer eens, en ek wil graag vir U vra om hierdie woord te deel met U vriende, U familie, U kollegas, en dat ons almal geseënd mag word deur God se woord vandag. Ons skrifgedeelte vandag is in Romeine 5 vers 3 tot 5. Die Bybel lees, en nie alleen dit nie, maar ons roem ook in die verdrukkinge, omdat ons weet dat die verdrukking lydsaamheid werk, en die lydsaamheid beproefdheid, en die beproefdheid hoop, en die hoop beskaam nie, omdat die liefde van God in ons harte uitgestort is, deur die Heilige Gees, wat aan ons gegee is. En so vandag, vriende, wil ek my boodskap opsom deur die volgende vir U te sê. God gebruik lyding, beproewings en verdrukking om gelowiges geestelik volwasse te maak, hulle geloof te versterk, 'n Christusagtige karakter te ontwikkel en 'n onwankelbare hoop voor te bring deur die krag van die Heilige Gees. Jy sien, vriende, sommige mense dink dat wanneer hulle tot Christus kom, alles sal uitwerk in hulle lewe. Alles voorspoedig sal wees, geen lyding, geen storms, geen beproewinge nie. En maar so die oomblik wanneer moeilikheid uitbreek, dan vra hulle, waar is God? Het God my nou verlaat? Hoekom gebeur dit met my? Maar vriende, vandag kom Romeine hoofstuk 5 vir ons, en hy sê vir ons iets baie kragtigs. Probleme is nie altyd 'n bewys dat God ons verlaat het nie. Probleme en swaar kry is 'n bewys dat God met ons is, en ons iets wil leer deur die beproewings. Jy sien, 'n goudsmid plaas goud nie deur die vuur om die goud te vernietig nie, maar om dit te suiwer. Ek hou van gym, en ek plaas soms my spiere onder geweldige druk. Nie om dit te kan vernietig nie, om dit seer te maak nie, maar om uiteindelik daai muscle, daai spierkrag te laat groei. En so vriende, 'n liefdevolle vader. Ek het 2 seuns, 2 dogters. En ek dissiplineer my kinders nie omdat ek hulle haat nie, maar omdat ek hulle liefhet en hulle wil laat groei, hulle volwasse te laat maak. So ek plaas soms druk op hulle om die beste uit hulle te kan kry. En so soms laat God lyding toe, nie omdat hy ons verlaat het, my vriend, maar omdat hy ons ontwikkel. Iemand wat vandag luister, moet dit vandag hoor. Jou beproewing, my vriend, is nie jou einde nie. Jou beproewing is jou opleidingsveld. En so, as ek vir jy miskien 'n agtergrond kan gee van hierdie verse, die apostel Paulus skryf hierdie brief natuurlik vir die gelowiges daar in Rome. Hulle het natuurlik weer eens vervolging beleef, swaar kry, verdrukking beleef, omdat hulle Jesus Christus aangeneem het. En so Paulus sê vir hulle, ons het vrede met God deur Jesus Christus. In die vorige verse. Maar as ons by hierdie verse kom, spreek hy nou vir ons iets baie belangrik aan.
Hy vra 'n vraag vir ons. As ons gered en geliefd is deur God, waarom laat God so baie lyding toe? Waarom het die baie beproewinge? En so Paulus kom nou vandag en hy leer ons dat lyding vir die gelowige nie betekenisloos is nie, my vriend. God gebruik beproewings as deel van geestelike groei. En so die Christelike lewe beteken nie die afwesigheid van storms nie, dit beteken die teenwoordigheid van God binne die storm. En so vandag wil ek graag met u 3 gedagtes, waarhede met u deel vanaf hierdie verse onderstudie. En die eerste waarneming is dat God gebruik lyding om volharding te produseer. Luister wat sê Paulus vir ons vriende, hy sê die verdrukking werk lydsaamheid. Hierdie woord verdrukking verwys natuurlik na druk, benoudheid, het verwys na intense swaar kry. En hierdie woordjie wat hy gebruik vir lydsaamheid, vriende, kom van die Griekse woord hupomonei, wat beteken standvastige volharding. Dit beteken die vermoë om onder druk te bly sonder om op te gee. En so Paulus leer ons dat lyding geestelike uithou vermoë ontwikkel. Jy sien ongelukkig baie gelowiges wil hê God moet elke probleem van hulle af wegneem, onmiddellik. Hulle wil 'n mikrogolf geestelikheid hê. Jy sien 'n microwave oven is gou quick fix. Nee, God stel belang in 'n proses, nie in 'n quick fix nie, vriende. En so ek wil vir u sê, God wil nie bederfde kinders groot maak nie, vriende. As jou vingers klik, dan moet hy nou spring en jy vra, hoe hoog moet hy nou vir jou nou spring? Nee, vriende, liefdevolle ouers bederf nie hulle kinders nie. Hoekom? Want 'n bederfde kind word in die lewe groot selfgeregtig. Hy is baie swak onder druk. Hy kan nie besluit op homself neem nie. Hy word selfgeregverdig. Nee, vriende, God wil jou uithou vermoë gee. Hy wil jou laat weerstand bied teen druk. En so spiere groei deur druk. Geloof groei deur toetsing. God wil geestelike soldate groot maak, vriende. Jy sien, sommige van ons wil opstandingskrag hê sonder kruisigingservaring. Met ander woorde, ons soek 'n kroon sonder 'n kruis. Ons wil bevordering hê sonder 'n proses. Maar God sê nee, ek gebruik hierdie beproewinge om jou sterker te maak. Jy sien, soms is die grootste wonderwerk nie iets wat God vir jou doen nie. Soms het ek geleer, die grootste wonderwerk wat God vir jou gee, is om jou krag te kan gee om te bly staan in jou storm. Dis die wonderwerk, vriende. En so, wanneer beproewings kom, wil ek vandag vir iemand sê, moenie van God wegvlug nie, my vriend, moenie ophou bid nie, moenie ophou glo nie, moenie toelaat dat jou lyding jou bitter maak nie, my vriend. Laat lyding jou ieder sterker maak. Die storm het nie gekom om jou te vernietig nie, dit het gekom om te openbaar wat God binne in jou geplaas het. Sy gees. Uithou vermoë. En so wil ek vir u sê, tweedens vriende, volharding produseer goddelike karakter. Luister wat sê Paulus hier vir ons, hy sê die lydsaamheid werk beproefdheid. Die woord beproefdheid verwys na 'n bewese karakter, 'n standvastige karakter. En jy sien die Griekse woord hier beteken 'n karakter wat deur vuur getoets word en aan die kant uitgekom het. Okay? Dit skets weer eens die beeld van goud wat in 'n vuur geplaas word om gesuiwer te word. Lyding, vriende, openbaar wie ons regtig is. Beproewings kan jou of bitter of beter maak. Beproewings, vriende, openbaar ons houdings. Beproewing openbaar ons prioriteite, ons swakhede kom na vore en ons afhanklikheid van God word geopenbaar deur beproewings.
Is ons regtig afhanklik van God? Enige iemand kan God prys wanneer die bankrekening vol is, wanneer die koskaste vol geld is, die petrol is, tank is vol diesel. Dan kan ons God maklik prys. Maar ware geloof word eg, my vriend, wanneer jy God steeds vertrou in die storm. Wat beteken dat dit lyding bring, maar ook 'n karakter voortbring. Jou lyding bring 'n standvastige karakter voor, sê Paulus. Dit beteken swaar kry vorm ons na die beeld van Christus. So voor die beproewings, vriende, mag ons dalk ongeduldig gewees het. Ons mag dalk trots wees. Ons dalk gebedsloos gewees, selfgeregverdig gewees. Maar deur lyding word ons nou nederig, vriende. Ons bid meer. Ons het meer meegevoel met ander mense. Met ander woorde, ons word nou meer geestelik volwasse. God stel meer belang in jou karakter as in jou gemak, my vriend. Jy sien, soms bid ons, Here, verwyder net al die probleme, hierdie swaar kry. Nee, vriende, God sê, ek gebruik die probleem om jou te verander. Ek wil jou red. Maar nou sê hy iets interessant, hy sê, ons jubel, ons juig, ons roem in ons lyding. Wat beteken dit, vriende? Dit beteken nie Christene geniet die pyn nie, vriende. Dit beteken ons verheug ons, omdat ons weet, God werk deur die pyn. Ons verheug ons, omdat ons weet dat hierdie lyding, sê die Bybel, is tydelik. Dat God nog steeds teenwoordig is, dat groei nou besig is om plaas te vind, en die oorwinning in geloof, glo ons, sal kom. Halleluja, en so vreugde beteken nie om pyn te ontken nie, vreugde beteken om te glo dat God steeds 'n doel het in die pyn. Jy sien, die duiwel wil jou lyding laat verstaan dat jy moet nou jou geloof prys gee. Hy wil jou geloof vernietig, dis die vyand se plan. Maar God gebruik lyding om jou geloof te verdiep in hom. En so wanneer die lewe jou teleurstel, bly aanvertrou op God. Wanneer gebede vertraag lyk, wanneer gaan God beantwoord? Hou aan glo. Wanneer mense wegstap van jou en nie meer ondersteun nie, bly getrou aan God. Wanneer die laste swaar word, my vriende, hou aan staan in jou geloof, want elke beproewing ontwikkel geestelike volwassenheid. Jy gaan nie net daardeur per toeval nie, vriende, jy groei daardeur. En dit lei my na my laaste punt vandag, vriende. Goddelike karakter produseer onbreekbare hoop. Ja, het reg gehoor, vriende, onbreekbare hoop. Paulus sê vir ons hier, en die beproefdheid bring hoop, en die hoop beskaam nie. Jy sien, vriende, Bybelse hoop is nie wensdenkery nie. Bybelse hoop is 'n vaste verwagting in God se beloftes. Die wêreldse hoop is, miskien gaan dit uitwerk. Ons kyk maar as hoop maar, gaan uitwerk. Nee, die Christense hoop is, God sal getrou bly op sy woord. En so Paulus sê vir ons hier, hierdie hoop beskaam nie. Met ander woorde, hy sê vir ons, God sal nooit diegene teleurstel wat ten volle op hom vertrou nie. Mense mag jou teleurstel, stelsels mag val, ons geld mag opword, probleme mag meer word, maar God sal jou nooit val nie. En so Paulus gaan verder en hy sê, omdat die liefde van God, sê hy, in ons harte uitgestort is deur die Heilige Gees. Uitgestort, vriende, beteken oorvloediglik uitgegiet. Met ander woorde, die Heilige Gees stort God se liefde so diep in ons harte, dat ons selfs in lyding weet, God is by ons. God het ons lief, en God dra ons.
Dit is waarom gelowiges dinge oorleef. Ek kan saam met my getuig vandag, jy het dinge geoorleef wat mense gesê het, jy gaan dit nooit kan oorleef nie. Jy het dinge deurgemaak waar mense gesê het, jy gaan moed opgee. Jy het self gedink, jy gaan dalk moed opgee. Jy het so baie gehuil, jy het baie krag verloor, jy was swak gewees, maar God se genade het vir jou krag gegee. Hy het krag voorsien, vriende. Ja, ek wil vandag vir jou sê, die Heilige Gees herinner ons, jy is nie verlaat nie. Ek voel dit sterk vandag om vir iemand te sê wat aan my luister, jou lyding, my suster, my broer, het 'n vervaldatum. Dieselfde God wat Josef deur die put gedra het, Daniël deur die leeukuil gedra het, Paulus deur die tronk gedra het en selfs vir Jesus deur die kruis gedra het, is dieselfde God, halleluja, wat jou dra, my broer en my suster. Jy voel dat vandag onderdruk, maar jy is nie verlaat nie. Jy voel dalk aangeval deur die storms van die lewe en deur mense, maar jy is nie verslaan nie, kind van die Here. Jy mag dalk oorweldig voel, maar jy is steeds 'n gesalfde van die Here. Die vuur sal jou nie verteer nie, die storm sal jou nie verdrink nie, die druk sal jou nie breek nie, want die God van hoop, halleluja, hou jou steeds vas. As jy vandag saam my kan sê, vandag in geloof, agter my kan saam sê, vriende, ek sal nie opgee nie. Ja, ek sal nie my hoop verloor nie. God werk steeds in my. Halleluja. En so vriende, uiteindelik wys Romeine 5 vir ons, weer eens na ons Heiland Jesus Christus. Ja, vriende, hy het vir ons gelei. Hy is verwerp, bespot, geslaan en uiteindelik gekruisig. Maar deur lyding het opstanding gekom. Deur die kruis, vriende, het redding vir ons gekom. Deur pyn het oorwinning gekom, en omdat Jesus oorwin het, kan ons ook oorwin. Ons hoop is nie in omstandighede nie, ons hoop is in Christus Jesus. Ons vrede is hy in moeilikheid. Hy is ons krag in swakheid. Hy is ons anker, halleluja, in lyding. Ja, hy is ons ewige hoop. En so aan elke persoon wat vandag na my luister, wil ek sê, miskien is jy dalk vandag moeg. Jy is dalk vandag moedeloos. Miskien vra jy in stilte, Here, hoekom het U dit toegelaat? Vandag wil ek vir u sê, moenie moed opgee nie, my vriend. God het jou nie verlaat nie. Jou lyding is nie verniet nie. God ontwikkel volharding. God vorm karakter. God produseer standvastige hoop, onwrikbare hoop in hom. En as jy nie vandag vir Jesus Christus ken persoonlik nie, hoekom gee jy nie vandag jou lewe aan hom oor nie, my vriend? As jy vandag na my luister en jy dra so baie laste, jy voel so vol sonde, hoekom gee jy nie oor vandag vir hom nie? En laat die God van hoop jou lewe weer vul nie. Mag die Here vir jou seën, as jy vandag na my luister en jy voel moedeloos, mag jy vandag na die Here toe gaan met jou hele hart. Maak alles voor hom oop vandag. Hy weet hoe jy voel, my vriend, maar vertrou hom vandag op sy woord. Hy het jou nie verlaat nie. Hy is 'n God van naby. Kom ons bid saam. Vader, baie dankie dat U ons weer eens herinner het dat lyding nie die einde van ons verhaal is nie. Dankie dat U elke beproewing gebruik om ons geloof te versterk en ons karakter te vorm. Vir elke persoon vandag moedeloos voel, Vader, stort asseblief vars hoop uit. Vul hulle harte met U liefde deur die Heilige Gees. Kom versterk die swakkes, troos die gebrokenes en herstel die vermoeides vandag en help ons om U te vertrou selfs in moeilike seisoene van ons lewens.
Ons gee nou weer ons lewens volkome aan U oor. In die naam van Jesus met baie danksegging. Amen.